Hallo kykers en welkom by nog 'n episode van Blitz Fokus. Vandag is ons fokus alles op sport. Ons het die Namibiese cricketspeler JC Bolt wat inkom vir ons onderhoud en dan gaan ons bietjie met julle gesels oor 'n boek deur 'n baie bekende cricketspeler en 'n nuwe liedjie wat die heuwels fantasties baie onlangs uitgebring het saam met die Pisangskille. Ons sien julle net hierna vir meer. Goeiemôre en welkom by Wat's Nuus. Vandag het ek vir François saam met my op die Blitz Fokus bank. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wat hierdie week gaan gebeur, wat kom en dan natuurlik wat ons gedoen het vir Paasnaweek want dit was 'n lang breek gewees hier by NMH. François, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan met my ook baie goed. So ek wil bietjie by jou hoor, wat het jy gemaak die Paasnaweek wat verby is? Ek weet jy het laasweek vergeet dit was Paasnaweek. So, wat het jy gedoen nou hierdie Paasnaweek? Kyk, ek het nie baie veel gedoen nie, behalwe mos nou dat my ma opgekom het van Osonna af. Meeste van al, ons was besig om gereed te maak, want ons trek eintlik einde van die maand af daai kant toe. Alhoewel, ek weet nie hoe waar hierdie storie is wat ek op die radio gehoor het nie, maar daar was 'n kar by 'n brug af gewees. O, sjoe, die naweek gewees. Ja. In watter area kan jy onthou? Okay, ek is baie sleg met die areas van Windhoek nog op die oomblik. Ek weet dis ek dink dit was op die Western Bypass, soos wat jy inry Rocky Crest toe. Okay, sure. Want ons was terug van die winkels af, en toe ons daar by die een brug, daar's net 'n klomp polisiekarre daar wat staan en alles, en almal kyk daar by die brug af. Later aan deur die dag hoor ons nie, daar het 'n kar by die brug afgery. Sure. Okay, en ja, daar was maar so 'n klomp, ek weet daar was 'n klomp sulke kar ongelukke gewees hierdie naweek. Dit is maar altyd Paasnaweek en Kersfees is maar die ergste tyd vir kar ongelukke. Mense is baie opgewonde om op vakansie te gaan en dan vergeet hulle soms hoe om te ry. So, het jy gehoor daar was 'n ongeluk gewees waar hulle gedink het daar dalk cyaniet gemors het? Ja, dis mos die wat is dit, B2 Gold, ja, nee? die lorries wat verongeluk het. Ja. Wat daar is toe 2 mense dood, maar dit klink vir my die cyaniet gedeelte kon hulle gecontain kry. Dit was nie so dat dit immediate danger veroorsaak het nie. Ja, as ek die storie reg onthou, dit was nie chemicals, dit was nie chemicals wat gespil het nie, maar eerder poeierbakssteentjies. Ja, poeierbakssteentjies. Ja, en dan wat nou vanoggend is ek in Katatura gewees by Awas Primêre Skool, waar sosiale aktivis Sean Garisep 'n protes gelei het. Ek was laasweek op Kletskompas en ek dink ek het so 'n bietjie op Blitz Fokus daaroor gesels. Maar sosiale aktivis Sean Garisep het 'n protes gelei vanoggend om die skoolhoof, die huidige skoolhoof by Awas Primêre Skool, van haar pos te ontneem, want hy sê dat sy probeer om Khoekhoegowab wat 'n Damara taal is weg te vat en dit te vervang met 'n Oshiwambo taal. Ek onthou jy het gesels daarvan. Ja. Nou, ek het dalk meer inligting daaraan. Soos wat sê die Ministry of Education en dit? Kyk, ek het met die ministry gepraat, maar nie so onlangs soos wat ek graag sou wou nie. Hulle het bietjie nou comment geraak hier op 'n stadium, jy weet mos maar hoe gaan dit, maar die laaste wat ek met hulle gesels het hulle beweer hulle weet nie eintlik daarvan nie. Maar toe daar 'n verwikkeling gebeur waar hulle as die Ministerie van Onderwys toe 3 Oshikwanyama poste begin adverteer het. Nadat hulle gesê het hulle weet nie van die verwydering van Khoekhoegowab nie. So dit is nogal suspisieus, maar ek weet dat die ED vanoggend by die protes was. Ek moes toe nou gou eers die pad vat om te kom Blitz Fokus skiet, maar een van my kollegas is daar en sy is besig om die res van die storie vir my te vas te vang en so. Ek moet sê ek is baie geïnteresseerd in daai storie. Nou, sien nou dat ek so 'n treurige Paasnaweek gehad het. Wat het jy gedoen? Is dit bietjie meer interessant? Ek was op die plaas gewees. Ek het ons laasweek vir die kykers gesê ek gaan 'n bietjie plaas toe. So ons het bietjie Aranos toe gegaan. Ons het baie mooi reën gekry. Dis die eerste keer in 3 jaar wat ek Aranos toe gaan wat ek reën kry terwyl ek op die plaas is. So dit was baie lekker gewees. En ja, ons het maar net tyd saam met vriende en familie spandeer en so. Maar op die nuus van Paasnaweek, ek weet nie of jy gesien het nie, dis 'n bietjie 'n hartseer storie. Ek voel al is jy nie eers Rooms-Katoliek nie, is dit maar nog steeds ietsie wat mense se harte roer. Die paus
is die 21ste April op Paasmaandag oorlede in Vatican City. Pope Francis. Ja. Ja, ek het dit gesien. Ja. Shame. Ja, dis Nou, hier is 'n vraag. Sien nou dat dit gereën het op Aranos, het julle ook 'n klomp slaggate gehad? Ons het slaggate gehad, maar nie So erg soos Windhoek jy nie. weet mos hoe ry 'n boer. 'n boer hy ry dat jy nie besef daar slaggate nie. So dit was maar 'n gejaag geweest. En kyk, ons was nie regtig in die dorp geweest nie. Ons was nog maar op die plaas geweest en toe het ons gister 'n bietjie geroadtrip. Mariental om teruggery, Mariental Riobot, jy weet mos nou daai pad. Ja, daai pad. Daar moet ek sê die pad lyk eintlik nie te sleg nie. Ek het Mariental het haal gekry Sondag aand en hulle pad is nog steeds mooi en goed geonderhou en so aan. So ja, dit lyk vir my dis maar meerderheid in Windhoek wat ons deel met die paaie wat so 'n bietjie slegter lyk. Ek dink ons moet maar Mariental se bouers gaan 'n kontrak gee om die paaie reg te maak. Gaan nader vir Windhoek se paaie, ja. Ja, en dan 'n bietjie pop musiek wat ook al mense dan nou wil noem pop culture nuus. Von Arends wat 'n Namibiese band is. Ek is nie seker of jy al van hulle gehoor het nie. Maar hulle het die naweek by die oudste musiekfees in Suid-Afrika, Splash Fen, opgetree in die Drakensberge. Oh, wow. Ja, dis 'n groot, ek moet sê, ek dink dis 'n groot ding vir enige band van Namibië, want Splash Fen is regtig soos dis 'n groot festival. Honderde, duisende mense ry uit Drakensberge toe elke jaar daarvoor. So ek dink dit was 'n groot ding geweest vir hulle om daar te kon optree. Ja, nee. En dan die metaalgroep As Night Fades, wat ook 'n Namibiese metaalgroep is, gaan op 3 Mei aan die finale van die Sub-Sahara Afrika kompetisie vir Wacken Metal deelneem. En daar gaan dan, as hulle nou daar wen, gaan hulle aanbeweeg na 'n groot metaalfees in Duitsland, waar hulle saam met ikoniese name soos Guns N' Roses gaan optree, as hulle dan nou daar wen. Ek kan nie wag vir daai ene nie. Ja. Ken jy vir As Night Fades? Ek ken hulle nie. Ek het eintlik eens onlangs geleer dat Namibia eenmal metaalgroepe het. Ja, hulle het daar's eintlik 'n klompie. Ek weet ek leer dit nou eintlik onlangs, maar as iemand wat metaal en rock and roll luister, ek is definitely besig om in te kyk na hulle toe. En veral daai kompetisie wat hulle nou uitgebring het. Om by Wacken te gaan deelneem. Ja. Want ja, Wacken is ook weer eens een van die grootste feeste en ek meen om langs 'n naam soos Guns N' Roses of Papa Roach op te tree is huge. Dit is, ek het nie eens geweet Papa Roach maak nog musiek nie. Ek dink nie hulle maak noodwendig nuwe musiek nie, maar ek weet hulle tree nog op saam as 'n band, maar van hulle ouer musiek. Ooh, dit gaan lekker wees om te sien. Ja. So jammer dat ons kan nie gaan nie. Ja, ons is in Namibië en die fees is soos ons sê gebeur in Duitsland. Maar ja, kykers, dit was dit vir ons Wat's Nuus. Volgende gesels ons met JC Balt, Namibiese cricketspeler wat vir die Eagles cricket speel op ouderdom 21, wat nie iets is wat mens elke dag sien nie. So bly ingeskakel om net hierna meer te hoor van JC. Goeiemôre en welkom terug by nog 'n episode van Blitz Fokus. Vandag het ek vir JC Balt, 21-jarige Namibiese cricketspeler by my op die Blitz Fokus bank. JC, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dankie self. Goed, dankie. Is jy opgewonde om hier te wees? Ja, dit is 'n voorreg en ek sien uit. Okay, so ek gaan sommer dadelik inspring. Ek het 'n klomp vragies vir jou voorberei. So, JC, jy het groot geword in Windhoek en jy het in WAP skool gegaan. Hoe het jou skool daar jou gevorm, nie net as 'n cricketspeler nie, maar vir jou as mens? Ek dink toe ek in WAP, ek was 12 jaar lank in WAP. Ek dink dit jou WAP persoonlik het my geleer van leierskap, dissipline en ek voel dit het my gehelp, nie met my cricketie, maar ek as mens self. En ja, hopelik dra dit my nog verder vorentoe. Okay. En sou jy sê jou skool en jou omgewing daar het 'n groot invloed gehad op jou passie vir sport? Definitief ja. WAP se cricket was nog altyd daarbo. En ek voel hulle het na jou gekyk en hulle het jou gedring om beter te doen en jou sport vorentoe te vat. Okay. En as jy terugdink aan jou skool daar, is daar 'n spesifieke oomblik op die veld of dalk in 'n klaskamer wat jy vir altyd sal bybly? Ek sal nie sê is in die klaskamer of op die veld nie, maar ek dink toe ons cricket en rugby eindfunksie gehad het in matriek,
dit was vir my baie lekker. Dit het eintlik maar al die memories van die 12 jaar se sport het daar geëindig en ja, dit is saam met vriende en as mens dit kan sê familie ook. En so nou gaan ons bietjie meer in die cricket in. Ek weet julle het 'n klomp groot borge en mense wat julle as cricketspelers borg, maar nie net dit nie, mense wat julle as 'n span ook borg. Daar's nie iemand spesifiek, soos is daar 'n borgskap wat spesifiek jou cricketreis die meeste beïnvloed, iemand vir wie jy of jou borge oor die algemeen 'n boodskap wat jy vir hulle wil gee, dalk 'n dankie sê of so. Cricket Namibia help ons baie met borgskappe vir omtrent alles. Maar ja, ek sal moet sê WAP, hierdie borgskap met WAP wat ek nou besig is mee, dit help my persoonlik baie. Dit beteken baie vir 'n jong speler om te weet dat 'n instansie soos WAP agter my staan en vir my back. So ek voel WAP help nie net vir my nie, maar ek kan vir hulle ook hopelik help en ja. Okay. En dan jy het nou al vir Wanderers gespeel, jy het nou al vir WAS Old Boys gespeel en dan natuurlik die groot een is die Eagles. So watter wedstryd is een wat vir jou uitstaan en is wat was vir jou 'n oomblik jou amper ek wil sê I made it oomblik. Daai oomblik van sjoe, ek kan nie glo dit het nou gebeur nie. As 'n kind droom jy maar altyd om eendag vir Namibië te speel en ek sal moet sê toe ek my debuut gemaak het in Oman. Ek dink dit is waar ek gevoel het, yes, ek het nou hoe lank vir dit gewerk en hier is ek uiteindelik. Okay. En dan het jy enige iets wat jy spesifiek doen om jouself reg te kry voor 'n wedstryd, 'n tradisie of 'n ritueel of iets wat jy voor 'n game doen? Ek is maar boring, ek het nie iets spesifiekie, dit is maar die normale staan op, dink wat vandag gaan gebeur, fokus op die belangrikes en try negatiewe thoughts uithou. En ja, kyk mens maar wat gebeur. Het jy soos 'n pre-game liedjie wat jy luister? Een wat jou ophype? Nee. Nie regtig nie. Okay. En dan as jy nou moes kyk na jouself as persoon of jou span as geheel, wat is vir jou belangriker om alleenlik te presteer of 'n spanoorwinning? Definitief 'n spanoorwinning. Ons kultuur in die Namibiese groep dryf daarna toe en ek voel jy kan presteer as 'n persoon, maar as die span verloor, help dit op die einde van die dag nie. Ja, okay. En dan jy het obviously nou al deur 'n klomp afrigters gegaan. Ons het nou gesê jy het vir 'n klomp spanne gespeel en so. Het jy 'n spesifieke afrigter of afrigters wat vir jou soos 'n besonderse groot impak op jou cricketloopbaan gelos het? Ja, ek sal sê Rian Mini. Hy het my, ek dink 4 jaar terug begin help en van daar af het hy my baie goed geleer. Hy het my onder sy vlerk gevat, nie net cricket gewys nie, maar persoonlik ook. En ja, ek dink hy is 'n persoon wat 'n baie groot impak in my lewe gehad het. Okay, en dan op daai noot van afrigters en so wat dink jy is die waarde van goeie mentorskap vir iemand wat jonk en onder druk is? Ek voel as jy 'n jong mens is, het jy baie druk met studies, skool, werk, sport, alles en dit kan baie maklik te veel raak. En ek voel 'n mentor kan jou help met dit en amper net bietjie die druk verlig, want hulle was al daardeur, hulle weet hoe dit is. Ja. En hulle help jou met dit. Okay. En dit is iemand anders as vriende of ouers en net iemand anders met wie jy kan praat of Ja, of iemand wat bietjie meer onpartydig jou is. emosies kan deel, ja. Ja, okay. En dan daar's groot nuus obviously in die cricketwêreld in Namibië op die oomblik want die nuwe FNB cricketstadion weet ek is op pad. Wat dink jy beteken daai stadion vir die ontwikkeling van spelers soos jy, spelers oor die algemeen in Namibië? Dit is eintlik wonderlik wat dit is en dis vir my eintlik moeilik om te glo dat dit gebeur. Dit is 'n wêreldklas fasiliteit wat ons besig is om te bou. En ja, dit help ons net in alle aspekte. En dis 'n plek wat jy nou kan sê hierdie is ons cricketveld, hierdie is ons plek. Okay. Ja, nou gaan ons in ietsie in wat ek weet sportmense wil nie altyd noodwendig daaroor praat nie, maar ons is by beserings en so. Het jy al enige beserings ervaar wat jou laat twyfel het en is dit die moeite werd om te doen wat ek nou doen en hoe het jy deur dit gewerk? Ja, ek het al 'n paar klein beserings gehad, nou onlangs 'n groter ene. Nog nooit vir my laat voel dat ek
dit nie wil doen nie. Inteendeel, dit voel my net ek wil beter terugkom. Daar is daar waar dit moeilik is, wat mens voel of dit nooit gaan regkom nie, maar mens moet maar aanhou glo en bid dat dit sal regkom en dat jy weer sal beter terugkom. Het jy dalk iets van jouself geleer in daai tyd of ja, want ek weet dit is nie noodwendig 'n besering is nie altyd 'n fisiese soos struikelblok nie, dis baie keer 'n mental struikelblok ook. Sou jy sê daar's iets wat jy van jouself geleer het in daai tyd wat jou nou beter maak vir dit? Mens raak baie verveeld as jou enkelste kind is. Ja, ek sal nie sê regtig nie. Ek het wel geleer dat mens nie baie kan doen nie. En dat jy vir jou iets moet kry buite sport om jouself besig te hou. Want as jy nie kan sport doen nie, is dit baie erg. Ja. So jy moet 'n ander hobby kry, iets buite sport. Wat is daai hobby vir jou? Op die oomblik studies. Maar ja, ek hou baie van jag, plaas, visvang, enigiets rewarding. Okay. So ja, ek voel So eintlik nog steeds sport net 'n ander tipe sport. eintlik ja. Okay, en nou gaan ons net bietjie praat oor jou lewe van die veld af. Hoe hou jy 'n balans tussen cricket, familie en dalk soos net tyd vir jouself? Want ek weet jy's nog 'n jong cricketspeler en ons is dieselfde ouderdom. So ek weet vir cricket is vir jou belangrik, maar daar's goed buite cricket wat ook vir ons op hierdie stadium nog 'n groot rol in ons lewens speel. Hoe kry jy daai balans? Ek dink dis belangrik om jouself te geniet buite die verantwoordelikhede, maar in 'n manier wat jy nie jouself in die moeilikheid gaan sit, as mens dit so kan sê. Daar is tyd vir enigiets as jy daarvoor tyd sal maak. So ek voel doen wat jy glo nodig is en doen dit in 'n goeie manier. Wat doen jy om te ontspan as jy nou van die veld afkom na 'n lang dag of na 'n lang wedstryd? Ek hou daarvan om met vriende of familie te sosialiseer. Dit vat jy net self bietjie weg van vandag se game af of so, of dit nou goed of sleg was. Ek dink is goed om bietjie weg te kom van dit. So ja, ek dink saam met vriende of familie wees. Okay, en dan waar sien jy jouself oor 5 jaar? Soos op watter veld, teen watter spanne? Ek weet as atlete het mens mos maar altyd daai droom, jy wil by hierdie veld teen hierdie span speel. Waar sien jy jouself oor 5 jaar in daai opsig? Hooplik nog steeds vir Namibië speel en ek sal graag 'n World Cup wedstryd op die nuwe NCG grond speel. Okay. En nou, het jy enige raad vir 'n jong sportmens in Namibië, 'n kind op skool wat begin het waar jy begin het in WAP in Namibië wat hopelik eendag ook vir die Eagles wil speel, nie net noodwendig cricketspelers nie, dalk rugbyspelers, enige jong sportmens? As jy harder werk as die res, gaan jy enige tyd talent wen. En nou aan glo, mens is nader as wat jy dink aan jou goals. En nou die laaste vraag, dan moet ek jou eers groet. Watter nalatenskap wil jy los? Wat wil jy hê moet mense onthou as hulle dink aan die naam JC Bolt? Ek sal graag die plek waar ek is, of dit nou Cricket Namibië, WAP, enige plek, ek sal dit graag in 'n beter posisie wil los as wat dit was. 'n Verandering maak. Okay. En mense inspireer. Okay, wel, dit was JC Bolt geweest saam met my op die Blitz Fokus bank. Vandag bly ingeskakel, net hierna bring ons vir julle nuut op die rak. Dankie JC. Dankie. Playing It My Way is die autobiografie van Indiese cricketlegende Sachin Tendulkar, saamgeskryf met Buriya Majumdar. Die boek is in 2014 gepubliseer en bied 'n persoonlike en gedetailleerde kyk op Tendulkar se lewe. Van 'n jong seun met 'n droom in Mumbai tot een van die grootste cricketspelers van alle tye. In die boek vertel Tendulkar van sy vroeë uitdagings, sy opgang in die internasionale cricketwêreld en van sy mees onvergeetlike oomblikke op die veld. Hy deel insig in belangrike wedstryde, sy verhoudings met spanmaats en emosionele hoogtepunte en laagtepunte van sy loopbaan.
Die boek bespreek ook kontroversies, insluitend sy gevoelens oor kapteinskap, wedstrydbedrog, skandale en sy verhouding met cricketowerhede. Playing It My Way is meer as net 'n boek oor rekords en lopies. Dis 'n inspirerende verhaal van sy passie, sy dissipline en sy toewysing en gee lesers 'n intieme blik op die lewe van 'n cricket-ikoon. Hoe nou deur die heuwels fantasties en Piesangskille het laasweek donderdag uitgekom. Dis 'n introspektiewe Afrikaanse lied oor emosie, verwarring en selfondersoek. Die titel, Hoe nou, vra 'n vraag wat dui op onsekerheid of 'n soek na antwoorde. 'n Tema wat dwars deur die lied loop. Alhoewel dit dalk klink asof hierdie lied hartseer moet wees en moet vertoon as iets wat jy kan luister as jou kerel dalk met jou opgebreek het of as jy deur swaar tye gaan, het hy 'n baie meer, ek wil sê, upbeat ritme aan hom, wat dit half laat voel asof jy emosioneel moet wees, maar gelukkig moet wees oor die feit dat jy emosioneel is, as mense dit so kan stel. Die lirieke verken temas soos emosionele verwarring, die soeke na betekenis in verhoudings en 'n gevoel van vasgevang wees tussen wat is en wat was. Die samewerking tussen die heuwels fantastiese alternatiewe klank en Piesangskille se meer eksperimentele styl gee die lied 'n dromerige, nostalgiese atmosfeer. Dit meng elektroniese elemente met akoestiese teksture wat bydra tot die gevoel van introspeksie en verlange. In die algeheel is Hoe nou 'n lied oor menslike behoefte om sin te maak van ingewikkelde emosies, of dit gaan oor liefde, verlies of identiteit, en dit word met 'n unieke Afrikaanse flair aangebied, wat beide poëties en eerlik is. Kykers, dit was nou dit vir hierdie week se episode van Blitsfokus. Ons sê baie dankie vir JC dat hy tyd spandeer het saam met ons op die Blitsfokus bank en vir ons bietjie meer vertel het van wat dit verg om 'n cricketspeler te wees en hoe hy persoonlik gegroei het as cricketspeler. Ons sê dan ook baie dankie vir François wat by ons aangesluit het vir die nuus en ons sien julle volgende week vir nog 'n episode van Blitsfokus.